Kom ons dit net so en dan sluit ons die oor. Dankie Hemelse Vader dat ons nou kan op U staat maak en U vertrou. Dat hierdie woord wat nou verkondig gaan word, dat U dit aan ons gaan openbaar. Want Jesus Christus wat die Seun van God is ook die woord. Die lewendmakende woord. Dankie dat ons kan sê, Jesus, reveal yourself to us. En die Gees van God kom stoor hierdie inligting onuitwislik in ons binneste. En ons spreek en verklaar dit en ons glo dit in Jesus Christus naam. Amen. Ek kan nie meer tred hou met hoeveel doopboodskappe ek in hierdie tyd van die bediening voorberei het en gepredik het nie. Maar as een deel in die woord wat baie na my hart lê. En dit kom sommer hier in die begin van Matteus uit. Matteus 3 is soos in die begin van die Nuwe Testament. Ek meen, hoe nader aan die Nuwe Testament kan ons gaan. Maar ek wil dit vir jou lees, presies, hoe dit in hierdie nuwe vertaling staan, hierdie direkte vertaling van 2020. En hier staan in vers 1, in daardie tyd, het Johannes die Doper in die openbaar begin optree en in die woestyn van Judea verkondig. Nou ons weet dadelik dat Johannes die Doper verwant was aan Jesus. En die Here het hom voorberei om die weg te baan vir Jesus Christus. Maar wat predik hierdie Johannes? Hy sê hier duidelik in vers 2, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel is op hande. Betekende, dis hier, dis beskikbaar vir julle. Hy was immers die een aan wie die profeet Jesaja gepraat het en gesê het, 'n stem van iemand wat roep in die woestyn, maak die pad vir die Here gereed, maak sy paaie reguit. As jy die boek Jesaja gaan kyk, dan sê jy sien, hierdie teksvers is geprofeteer net so in Jesaja. En dan sê hulle so 'n bietjie beskryf, hoe het hierdie Johannes gelyk? Hoe het hy voorgekom? Hierdie Johannes het 'n kleed van kameelhaar gedra. Met 'n leergordel om sy heupe. En sy kos was sprinkane en wilde heuning. Nou ek is 'n rukkie op heuning, maar vragies waar, ek weet nie van die sprinkane nie. Maar kan jy jou indink, hierdie ou met hierdie gewaad van kameelhaar en 'n leergordel en ja, ek dink nie een van julle se baarde of hare bied syne nie, want dit is ongeskeerd gewees. En boonop dit alles het hy nie soos die ander gelyk. As jy nou terugdink aan hierdie oosterlinge, vandag nog daar in die woestyn, het hulle 'n wit gewaad aangehad. Ons het rukkie terug geleer, hulle het tot broekies gedra, as hulle die leertjies moet klim. Maar Johannes was uitsonderlik en dis wat hy gedra het. En dan staan daar in vers 5, in die tyd het daar inwoners van Jerusalem, die hele Judea en die hele Jordaan omgewing na hom toe gegaan. Die aanloop van hierdie weirdo was groot. En hulle is deur hom in die Jordaanrivier gedoop, terwyl hulle sondes bely het. Nou ek aanvaar as hulle hier sê, hulle is gedoop en terwyl hulle gedoop is, was daar 'n belydenis. En dit beteken met ander woorde, dat hy het gekies en hy het gesê, ek wil, en soos wat hy gesê het, ek wil, het hy in die water ingestap en bely.
En Johannes het hom gevat en geonderdompel. Maar toe hy sien wie? Johannes het iets opgewerk. Toe hy sien dat baie van die Fariseërs en Sadduseërs, die kerkmense van daai tyd, het na hom toe gekom waar hy gedoop het hy geweet, hier kom moeilikheid. Jy sien, want hulle kom uit 'n tradisie uit van ander gewoontes, ander godsdienstige gewoontes, as dit wat die Here en die Heilige Gees hom gelei het, om nou daar te doen. En dan staan daar, en hy sê vir hulle, ander geslag, kan jy dit imagine? Ander geslag. Die duiwel en die slang se simboliek was so. En hier kom Johannes met sy kameelhare, baard en sprinkaan te eet met heuning, en hy kyk hierdie kerkmense en hy sê vir hulle, julle is 'n ander geslag. Maar dit was nou so. En hy sê, wie het julle wys gemaak dat julle aan die dreiging, die dreigende oordeel kan ontkom? Hier is iets wat hy binne in hulle binneste weet wat aangaan, en dis 'n oordeelsvermoë. Dat dit wat hy doen, stem hulle nie meer saam nie. Dra liewer vrugte, sê hy vir hulle, wat by die bekering pas. En moenie eers oorweeg om by jouself te sê, ons het Abraham as voorvader nie. Want ek sê vir julle, God kan uit hierdie klippe kinders vir Abraham verwek. Was hy nou bold of was hy bold? Ek dink hy was eintlik roekeloos bold. Want hier kom hierdie kerkmense, hierdie Fariseërs en Sadduseërs, hulle moet weet, hulle daar in die sinagoge in 'n kringetjie gesit, hoogs vroeg, en besluit wat nou moet gemaak word as 'n godsdiens al dan nie. En hy kom beroep op dit wat hy weet hier in hulle binneste aangaan en sê, maar hulle hang die hele tyd hierdie besnydenis aan wat Abraham se teken was. En hy sê, dat dit is verby. En ek weet, ons op die deur gaan slaan, dit was saggies. En ek weet, vandag nog, sê mense, dat hierdie besprinkeling wat gedoen word met babas, die besnydenis vervang. Ek sê vandag, nêrens in die Nuwe Testament staan dit so geskryf. Dis 'n aanname, dis 'n besluit, dis iets wat iemand wat gedink het wise is, 'n afleiding gemaak het en dit sal so wees. Dis vals. Hy gaan verder en hy sê, die byl lê reeds teen die wortel van die boom. Elke boom wat nie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. En hy klag gepraat. Hy redeneer nie met hierdie skrifgeleerdes nie. Hy is nie besig met 'n argument met hulle nie. Hy sê en hy sê, it's time to move on, there's work to do. En hy sê, vir die wat daar is wat opreg is, in vers 11, ek doop julle wel met water, met die oog op bekering. Maar hy wat na my kom, is sterker as ek. En ek is nie eers werd om sy sandale vir hom aan te dra nie. Hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop. Sy mooi vurk is in sy hand. Hy sal sy dorsvloer deeglik skoonmaak en sy koring in die skuur versamel. Maar die kaf sal hy met 'n onblusbare vuur
verbrand. Tyd het oorlede. Hy het vergeet om dit by te skryf. Maar hy het gevoel, ek is nou klaar daarmee. Hy sê verder, vers 13, toe het Jesus van Galilea af by Jordaan aangekom. Johannes het hom nie genooi nie. Hy het nie vir hom 'n invite gestuur en sê, weet jy, my neefie, weet jy wat doen ek? Die Here het gesê ek moet vir jou 'n baan weg. Maar jy moet eers gedoop word deur my. Uit sy eie uit het Jesus daar aangekom om deur hom gedoop te word, sê die woord. Maar Johannes het hom probeer teruggaan met die woorde, ek behoort deur u gedoop te word en u kom na my toe. En Jesus het hom geantwoord, laat dit nou toe, want dit is goed dat ons op hierdie manier alle geregtigheid vervul. Johannes het jou ingestem. Geen redenasies nie, geen verduidelikings nie, die Gees het gelei. En dan staan daar, nadat Jesus gedoop is, het hy dadelik uit die water uit opgestaan. Met ander woorde, hierdie baptizo was soos die doop wat 'n deel van die rivier is waar Jesus gedoop is. Hy het in die water ingegaan, totaal bedek, want dis wat baptizo beteken. Dis nie douche, squeet, spit, sulke goedjies nie. Dis ek druk jou in en die hele proses is, jy word totaal nat. Gelukkig nie van binne ook nie, dan bly jy onder. So van buite af word hulle benat, dis baptizo, en dan kom hy uit die water uit op. En dan staan daar, met eens, het die hemelse vir hom oopgegaan, en hy het die, luister mooi, en hy het die God, en hy het die, lees jy dit wat daar staan? En hy het die Gees van God, nie die ander nie, hy het die Gees van God soos 'n duif op hom sien neerdaal. Maar, en met eens, het 'n stem uit die hemel gesê, dit is my geliefde seun, oor wie ek my verheug. Die dag toe ek en Karin ons gedoop het, 2003, toen in Empangeni. Toe weet ek hier, ek het iets gedoen wat God die Vader bly maak. Ek hoop, eventueel, sal die Gees van God jou daartoe neem, dat jy die keuse maak om God bly te maak. Jesus Christus het nie verniet om laat doop nie. He lead by example. So is dit van nou af. En as ek dit doen jy dit. Nie op jou manier nie, so. En ek begeer dit, dat dit in jou hart so aan jou bekend gemaak word. Wat is jou keuse vandag? Wat moet verder gebeur? Jy sien, daar's baie kontroversiële gesprekke en redenasies oor doop en doop. Maar dit het 60 name met 60 verskillende betekenisse. Maar hier is die waarheid, hier is die demonstrasie deur ons redder, die Messias, die Seun van God, die woord. En om alle verwarring uit die weg te ruim, skryf Paulus in Romeine 6 oor die doop.
Jy sien, hy het op daai stadium gesukkel met hierdie klompe Romeine, dat hulle dit begryp. Want hulle het ander tradisies gehad. Hulle het 'n tempel gehad, en 'n priester met 'n tosseltjie, en 'n waaiertjie, en 'n... Ek weet nie wat al sê, en hier kom 'n nuwe seisoen, 'n nuwe verbond. En hy sê die volgende, in Romeine 6 vers 4, deur die doop, is ons dus saam met hom wat Jesus is, in die dood begrawe. Down, nou is jy daaronder. Daar's begrafnis gehou in water. Net soos Christus deur die magtige heerlikheid van die Vader uit die dood opgewek is, so ook ons 'n nuwe lewe sal lei. Beteken as jy daar uit die water uit opkom, is die ou lewe verby. Jy demonstreer dit in die geestelike riem, ek is klaar met ongeregtigheid en ek kies nou. Pastoor, nou wanneer doen jy dit? So daarom gou as moontlik dat jy weet jou naam in die boek van die lewe geskryf is. Jy sien, want daar's 'n mite, daar's 'n redenasie, maar hoe weet ek is gereed? As jy besluit dat jy wil die Here volg, dan volg jy hom of jy los dit. Daar's nie van, okay, ek kies net om so 'n bietjie te verander en die res, duiwel ek nog steeds anders sake maak. Dis nie volwaardig. Jy doen dit ten volle. Jy sien, dis soos, hierdie is duisternis om Satan te volg. Hier raak die swart so 'n bietjie ligter. En al hoe ligter en ligter. Hier skyn die lig, want hier is Jesus. Daar's nie so kerk nie. Dis of duisternis of lig. En hy vertel hier duidelik, hy sê, die ou ding is begrawe en is dood. Hy sê, as ons inderdaad met hom saam gegroei in 'n dood soos syne, sal ons ook met hom saam groei in 'n opstanding. Dis scary. Dit beteken, as jy nie gesterf het nie, kan jy nie opstaan nie. Moet jy praat nie Grieks nie, as Afrikaans. Ek sê, as jy nie sterf nie, kan jy nie uit die dood uit opstaan nie. Dis wat hier staan. En hoe opstaan? Soos Jesus. Met 'n nuwe liggaam. Jy los die ou, verweerde, siek, sondige liggaam agter. En jy sê, halleluja, I've got a new body, here we go. Is dit nie fantasties om daaraan te dink? Nee, Jan. Die skooter bly agter. Hy sê, dit weet ons vers 6, dat ons 'n ou mens saam met hom gekruisig is. As jy iets gekruisig het, is hy dood. Jy kan hom nie daar afhaal nie. Maar ons wil. Dit is so lekker. Sê nou maar net ek mis dit. Hy gaan verder en hy sê, sodat ons sondige bestaan tot niet gemaak kan word en ons nie meer slawe van die sonde kan wees nie. Wie gesterf het, is immers vrygemaak van die sonde. As ons saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons saam met hom sal lewe. Ons weet dat Christus nadat hy die dood opgewek is, nie meer sterf nie. Only once. Die dood het nie meer seggenskap oor hom nie, want die dood wat hy gesterf het, het hy ter wille van die sonde eers en vir altyd gesterf. Maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. Dieselfde. Lead by example.
En hy sluit af, hy sê, beskou julle self dan so, dat julle in Christus Jesus dood is vir sonde, maar lewend is vir God. Dood is vir sonde, maar lewend is vir God. Jy sien, as gevolg van die Afrikaanse tradisie en die Franse hugenote en ek weet nie wat se rebelle wat hiernatoe gekom het en gevlugge van Europa af nie, is daar klomp godsdienstige tradisies saam. En ons storie die hele tyd, maar pastoor, ek is as baba gedoop. Ja, gesprinkel. Maar kan ek nou weer gedoop word? Ja, natuurlik. Maar die regte doop. Jy sien hier is die hele stuk en ek gaan nie dit vir julle als lees nie. Maar Paulus kom in Efese en hy vra vir hierdie gemeentetjie wat net voor dit deur Apollos bedien is en hy vra vir hulle, ken julle die Heilige Gees? En hy sien is, wat? Wie is die Heilige Gees? En hy besef, hy moet nog 'n bietjie rewind. Hy sê vir julle, is julle gedoop? Hulle sê ja. Johannes het ons gedoop, vers 4 uit hoofstuk 19. Handelinge, Acts 19, vers 4. Johannes het ons gedoop met die bekeringsdoop. Toe hy vir die volk gesê het, etc. in die predik. En wat gebeur verder? Paulus maak hulle daar by mekaar en hy doop hulle in Jesus Christus naam. En hy lê hulle die hande op en hulle word gedoop in die Gees. Moenie wonder nie. Hulle was 2 keer in die water en op. En ek dink die Paulus is nou gefonnis tot isolasie omdat hy dit gedoen het nie. Die Gees van God het hom gelei om die gemeente van Efese te doop in Jesus Christus naam. Waarom nie jy nie? Hoekom nie so nie? Ek wil afsluit. As ek in die lens het. Jesus gebruik vir Paulus intens. En hy laat hom skryf hier in Efesiërs 4 die volgende, vanaf vers 4. Jy mag onthou wat jy hierdie ding nooit vergeet. Hy sê vir hierdie gemeente. Hy sê, daarom spoor ek julle aan, vers 1, wat ter wille van die Here 'n gevangene is om te leef dat julle die roeping waarmee julle geroep is, waardig is. Deur mekaar met volkome nederigheid en saggeaardheid en met geduld en liefde te verdra. Hy praat nie net eers hier met man en vrou en kinders en paas en maas. Hy praat met die liggaam. Hy sê, en julle daarop toe te lê om die eenheid wat die Gees bewerk, te bewaar deur die band van vrede. En hy gaan na die volgende stap toe. Hy sê, want daar's een liggaam en een Gees met 'n hoofletter. Soos julle ook deur julle roeping tot een hoop geroep is. Die hoop is Here Jesus Christus. Een Here, een geloof, een doop. En wat se doop sal dit nou wees, pastoor? Soos Jesus hom laat doop het. Dis die een doop. There is no other way. Een God, een Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in almal is.
Wat sê jy nou vir my? Ek sê vir jou, een God, een Vader, een Gees, wat in julle is. Jy kan, want jy het God as geskenk gekry. Dis wat ek vandag vir julle sê. Daar's geen ander. Jy kan, want jy het God se Gees in jou. Want daar's net een Gees. En hy's in almal. Dis hoe awesome die God is wat ons aanbid. En dis die waarheid. Kom ons bid saam oor hierdie woord. Dankie Here Jesus Christus, dat ons hierdie woord vat en ons eie maak. En waar ons nog nie laat doop het nie, dat ons hierdie keuse sal maak, want dit word van ons verwag deur U Jesus Christus, wat deur die proses is, dat ons dit kan doen soos U dit gedoen het. En dat U Gees, wanneer ons U gekies het, as 'n verlosser en saligmaker, as 'n geskenk vir ons gee, en met U volheid binne in ons woon, en daarom sal ons dit regkry. Dankie Jesus, dat U hierdie woorde onuitwisselik in ons binneste stoor, in Jesus Christus naam. Amen. Delien het my gesê, sy's ready. So ons gaan eintlik al byna ever ready. Ek gaan net gou verkleed, en wat julle tussentyd doen is nou julle saak, maar moenie weggaan nie. Delien.